Welkom. Vandag duik ons in 'n fascinerende wetenskaplike raaisel. Hoe presies tel jy die dinge wat jy nog nie gevind het nie? Klink onmoontlik, né? Wel, ons gaan kyk na 'n ongelooflike slim statistiese deurbraak wat presies dit moontlik maak. Stel jou voor jy's 'n ekoloog diep in die Amazone reënwoud. Jou taak is om die totale diversiteit te meet. Nie net die diere wat jy sien nie, maar ook al daai super skaarse spesies wat nog iewers wegkruip. Hoe op aarde begin jy eers? Wel, wetenskaplikes het 'n baie kragtige stuk gereedskap hiervoor, en dit word Shannon-entropie genoem. Moenie dat die naam jou afskrik nie. Die konsep is eintlik heel eenvoudig. Dit meet diversiteit deur onsekerheid te meet. Dink so daaraan. As jy jou hand in 'n sak kan steek en jy het absoluut geen idee watter diertjie jy volgende gaan uithaal nie, dan is die diversiteit hoog. Hoe groter jou onsekerheid, hoe meer diversiteit is daar in daardie stelsel. Maar daar is 'n reuse probleem, 'n massiewe een. Jy kan onmoontlik alles monster. Dis net nie prakties nie. So jy werk altyd met 'n onvolledige prentjie met data wat stukke kort en dit lei tot 'n fundamentele fout in jou berekeninge. En die gevolg daarvan, omdat jou monster onvermydelik daai skaarse spesies misloop, jy weet, die waarvan daar net 'n paar is die diversiteit wat jy uitwerk altyd laer as wat dit regtig in die natuur is, sonder uitsondering. Hierdie konstante, sistematiese onderskatting het 'n naam. Dis 'n negatiewe suidigheid. En dis nie 'n klein probleempie nie. Die bronartikel wat ons vandag bespreek, maak dit baie duidelik dat hierdie suidigheid jou resultate heeltemal oor die kolle kan haal. Dit kan so erg wees dat jou gevolgtrekkings heeltemal verkeerd is. Kom ons maak dit prakties. Sê nou maar die woud se ware entropie, die regte syfer, is 6.9. Maar omdat jou steekproef onvolleeg is die syfer wat jy uit jou data kry dalk net 5.2. Daai gaping tussen 6.9 en 5.2, dis 'n massiewe stuk van die ware diversiteit wat jy heeltemal miskyk. Dis soos om 'n legkaart te bou met 'n kwart van die stukkies wat weg is. En glo my, vir dekades het navorsers hul koppe teen die muur gestamp om hierdie probleem op te los. Hulle het met allerlei metodes vorentoe gekom, maar daar was altyd 'n vangplek. Baie van hierdie metodes was hopeloos te ingewikkeld of hulle het platgeval met klein monsters. En dan was daar die beste een. Die ironie is, party metodes het van jou verwag om reeds die totale aantal spesies te weet, wat presies die ding is wat jy in die eerste plek probeer uitvind. So ja, nie baie nuttig nie. So, dit was duidelik. 'n Heeltemal nuwe manier van dink was nodig. En dis presies waar die skrywers van ons bronartikel Chow en sy kollegas inkom. Hulle het met 'n briljante, amper eenvoudige verskuiwing in perspektief vorentoe gekom. Hulle het basies gesê, die geheim lê nie in wat jy al gekry het nie. Dit lê in die tempo waardeur jy nuwe goed kry. Dit gaan nie oor die lys van spesies nie, maar oor die patroon van jou ontdekkings. Hierdie idee kan ons sien in iets wat 'n spesie-akkumulasie-kurwe genoem word. Dis net 'n fancy naam vir 'n grafiek. Op die een as het jy die hoeveelheid moeite wat jy insit. Sê nou maar die aantal ure wat jy soek. Op die ander as het jy die totale aantal unieke spesies wat jy gevind het. En die vorm van daardie grafiek, wel, dis wat die towerkuns lê. Kyk, die storie van hierdie kurwe vertel jou alles. Heel aan die begin, wanneer jy begin soek, is amper elke liewe ding wat jy optel 'n nuwe spesie. So die kurwe skiet reguit op, baie styl. Maar, soos jy aanhou en aanhou soek, wat gebeur? Jy begin goed kry wat jy al reeds gesien het, duplikate. Die tempo van nuwe ontdekkings begin stadiger raak en die kurwe begin afvlat. En dit, presies hoe vinnig of stadig daardie kurwe afvlat, dit hou die sleutel tot al die ongesiene diversiteit wat jy mis. En hier is die deurbraak, die aha-oomblik. Die navorsers het 'n direkte, elegante wiskundige verband ontdek tussen die veranderende hellings van hierdie kurwe en daardie ware Shannon-entropie waarna ons soek. Wat beteken dit? Dit beteken hulle kon 'n splinternuwe beramer bou, een wat die tempo van ontdekking gebruik om te skat vir al die spesies wat nog nie eens gevind is nie. Dink net daaroor. Hulle gebruik die patroon van dit wat jy sien om te voorspel wat jy nie sien nie. Dis absoluut briljant. Goed, so dis 'n fantastiese idee in teorie, maar die groot vraag is natuurlik, werk dit? En werk dit beter as al die ou metodes? Kom ons kyk bietjie na die resultate. Om dit behoorlik te toets, het die navorsers dit regtig deur diep water gesit.
Hulle het uitgebreide simulasies gedoen met teoretiese modelle, maar ook met regte data uit die veld, byvoorbeeld data van 'n baie bekende skoenlapperopname in Maleisië. En die resultate? Wel, dit was oorweldigend duidelik. Soos hierdie vereenvoudigde tabel vir ons wys, het die nuwe metode daardie negatiewe suidigheid amper heeltemal uitgeskakel. Dit was ongelooflik akkuraat, veral in daardie moeilike gevalle waar jy met 'n klein monster sit en jy weet daar is nog hoop 'n onontdekte spesies daar buite. En hier is waar dit regtig interessant raak. Hierdie hele idee is soveel groter as om net skoonlappers of kewers te tel. Dis nie net 'n stuk gereedskap vir ekoloë nie. Hierdie metode om diversiteit te skat deur na die tempo van ontdekking te kyk, kan in enige veld gebruik word waar jy met onvolledige inligting werk. Dink daaroor. In genetika om die diversiteit van gene in 'n populasie te verstaan. In linguistiek om die rykdom van woorde in 'n antieke teks te meet, selfs al is dele daarvan verlore. Selfs in neurowetenskap of rekenaarwetenskap. Dis hoekom hierdie deurbraak so belangrik is. En dit laat ons met 'n laaste, nogal diep gedagte. As ons hierdie beginsel toepas, watter ander geheime oor ons wêreld lê nog en wag? Nie in die dinge wat ons reeds gesien het nie, maar in die patroon en die ritme van hoe ons dit ontdek.